heerlikheid. En dit is die doop van Christus. Dit was sy doop. Hy is eers gedoop deur Johannes die Doper, maar hierdie is die doop van Christus wat Paulus van praat. En net so sê hy, word ons ook in die doop deelagtig met die dood van Christus. Want soos wat jy in die water neerdal en jy in die water uit opstaan, so sterf jy in Christus. En jy sterf die ou mens af. En hulle het in daardie tyd, byvoorbeeld, ons vat Johannes die Doper wat in die Jordaan gedoop het, dan kom daar die water van die rivier en hy vat daar die sonde en hy was dit weg, die wonderlikste simboliek, en hy staan op in die water. As jy daar in die water bly, jy doodgaan. Jy gaan verdrink. Jy staan op, jy sterf die ou mens af. Ons word gedoop in Jesus Christus, sodat ons deelagtig kan word aan sy doop waar hy gesterf het, en ons sterf ons ou mens af. En Paulus sê, hoe kan ons in die ou mens bly? Hoe kan ons in die sonde bly? Hoe kan ons in die dood bly? As ons dan in Christus gedoop is. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Ons sterf die ou mens af. Die ou mens van ons bly daar in die water. Ons begrawe hom. Dis 'n nuwe mens wat in die water uit opstaan. Dis 'n nuwe mens wat bekleed is met Christus. Hoe kan ons in die sonde bly? Hoe kan ons volhard om aan te hou om teen God te kies? As die Gees van God in ons woon, as ons vir God gekies het. Want as ons met hom saamgroei, vers 7:4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterf, die beker is gedrink, die grimmigheid van God oor die sonde is daar, dis beskikbaar vir elkeen. En as ons dan in die doop van Christus saam met hom die ou mens afsterwe, met die nuwe mens opstaan, dan is die Gees van God in ons. Dan lewe ons. En as ons lewe, dan is ons ook so in 'n nuwe lewe, wat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons wandel met die nuwe mens. So as jy nog die sonde in jou lewe het, en jy sit hier en dink, en jy weet, ja, het ek droog gemaak. Wees versigtig, want jy wandel nie in jou nuwe lewe nie. Jy wandel nie in 'n lewe wat Christus in jou skyn, wat die Gees in jou werk nie. Want as die Gees in jou werk, gaan jy in 'n nuwe lewe wandel. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. As ons saam met Christus gesterf het, dan sal ons saam met hom lewe. Dan sal die dood nie meer heers in ons nie. Dan sal ons vry teen die sonde. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ons gaan nie meer die sonde dien nie. Die sonde is nie meer ons meester en ons God wat ons aanbid nie. En dis kras woorde, en dis ernstige woorde, want hoe kom sê hy dit? Hy sê, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Jesus Christus is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. En dit beteken nie net in die ewige lewe, ja, dit ook. Maar ons sal nou reeds begin om saam met Jesus te lewe. Ons sal nou reeds begin om saam met Christus te wees. En saam met Christus kragtadig die lewe te lewe. En nie in die dood nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Die dood het geen vat meer oor Christus nie. Christus het die dood oorwin. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel sonde vir die sonde dood is, maar lewe is vir God in Christus Jesus, ons Here. Ons kan nie bly sondig en bely ons is kinders van God. Ons kan dit nie doen nie. Dit is om te sê, ek is 'n blanke, maar ek is groen. Dit is om te sê, ek is 'n man, maar ek is 'n vrou.
Dit is om te sê, ek lewe, maar ek is dood. As ons in ongeregtigheid lewe, ons bly in die sonde lewe ons nie in die lewe nie. Ons lewe nie in Christus nie. Ons vat nie die genade van God in ons lewe nie. Word wakker. God gee die waarskuwing. God gee die waarskuwing om te sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal skyn oor jou lewe. So moet julle dan ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Is dit so? Is dit so vir elkeen van ons? Lewe ons vir God? Lewe ons wat ons teen die sonde stry? Of het ons maar 'n verskoning en sê, ja, ons is ons dan gered. Ons is ons dan uitverkies. Ons glo mos. So nou kan ek lewe soos jy wil. En dan, as ons eendag daar kom en ons sê, Here, Here, laat ons in, dan sê ek nie. En sê, maar het ons nie in U naam duiwels uitgedryf nie, het U ons nie in U naam allerhande kragte gedoen en wondertekens nie, dan sal hy sê, gaan weg van my, want ek ken julle nie, want julle het nie die wil van my Vader gedoen nie, julle het nie my wil gedoen nie, want die duiwels glo ook in hulle slitter, maar waar geloof? Is geloof wat werke het. Waar geloof, dit help nie, ek sê ek's 'n appelboom, maar ek het nie vrug, dan sê nie 'n appelboom. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van die geregtigheid in die diens van God. As ons die sonde doen, is dit so goed ons drink gif, want ons speel met die dood. Ons is besig om met dood te speel, as ons maar net, ons hou net aan. God het met ons gewaarsku, God het met ons gepraat, maar ons hou net aan. Ons drink gif, ons speel met die dood, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Jesus Christus het ons sonde afgesterf. Ons is nie meer onder die wet nie. Ons is onder die genade van God. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Want ons hoef nie meer die wet te voltooi, ons hoef nie meer die wet aan die wet te voldoen. Die wet het in elk geval, die mens kan nie aan die wet voldoen nie. En daarom het Christus vir ons aan die kruis gesterf. Sê, weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. Luister na wie? Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Daar is die twee opsies. Dis lewe of die dood. As jy die sonde bly doen, kies jy die dood. En as jy die geregtigheid wil doen, dan kan jy weet, maar God het my verander. Ek lewe in gehoorsaamheid. Daardie ou mens van my het ek afgesterf. Daardie ou mens van my is dood. En ek lewe 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Maar ons God, dank God wel, dat julle diensknegte van die sonde was. Maak nie saak wat jy gedoen het. Dit maak vir God nie saak nie, want daarvoor het Christus aan die kruis gesterf. Wat saak maak is waar gaan jy nou? Waar gaan jy vorentoe? Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het. Aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Nie tradisie. Nie soos wat ek geleer het. Nie soos wat ander doen nie. Nie om in te wees nie. Nie om by die groot groep in te gaan nie. Maar soos wat God ons leer. Soos wat hy oorgedra het in sy woord. Deur die apostels vir ons geskryf is in sy woord. Dit is ons leer.
Dit is ons waarheid, wat vir ons oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. En dit is die wonderlike boodskap van God. Hy sê, ek spreek mensekerwys, terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en die wetteloosheid, en om wetteloos te lewe, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van geregtigheid. Toe ons in die sonde gelewe het, het ons eenvoudig, ons het nie die geregtigheid geken, ons het nie die woord van God geken. Ons het nie daarvan ons gelewe nie. Ons was los van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toegehad van die dinge waaroor julle nou skaam? Dis skaam jou. Van daardie dinge wat 'n mens verkeerd gedoen het in 'n mens se lewe. Daardie dinge wat God ongelukkig gemaak het, wat my man, my vrou, my kinders, my familie, wat hulle ongelukkig gemaak het oor wat ek gedoen het. Sê, ons is afgesterf daarvan. Ons het dit afgelê. En dit is die wonderlike ook van die doop. Jy sterf dit af. Jy word gedoop in Christus. Jy sterf die ou mens af. Jy word bekleed met Christus, 'n nuwe mens staan op. Want die uiteinde daarvan is die dood. En die wat nog in daardie sonde bly voortlewe. En ons gaan ons stil staan prakties by, wat is daardie goed wat Paulus van praat, wat ons uit ons lewe uit kan kry. Daardie dood wat ons dien, daardie diensknegt wat ons is van die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking. En uiteindelik die ewige lewe. Wat is heiligmaking? Heiligmaking is om voortdurend te groei. Heiligmaking is om soos 'n boom, 'n vrugteboom te wees. Waar jy kom en die tuinier kom en hy snoei daar die boom. Snoei die boom mooi, dat hy mooi kan groei, dat hy baie vrug kan dra, dat hy mooi vrugte kan hê. So kom God en hy snoei ons. Hy snoei ons sodat ons volgens sy wil kan wandel, om eerstens sy wil te soek en om in die vrees van God te lewe. Die vrees van God, wat ons weet, God straf die sonde. En ons weet dat daardie sonde hier op aarde het effek, het gevolge. En daarom leef ons in God, sodat ons in geregtigheid kan lewe. Die geregtigheid wat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, maak ons eie. Ons kan nie uit ons eie uit die geregtigheid kry nie. Maar ons vat Jesus se geregtigheid, ons maak 'n deel van ons lewe, sodat ons in geregtigheid kan lewe. En dan hier kom die uiteinde, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. En dis die twee keuses wat ons het. Of die dood, of die lewe. En die vraag is, hoe is ons vrugte? Daar is die vrug van die lewe, en daar is die vrug van die dood. En dis die twee opsies. Romeine 1 vers 26 tot 32. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. Die eerste gedeelte praat hy van mense wat afgode het. Enigiets wat tussen jou en God staan. Sê, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander, en die wat teen die natuur is, en net so ook die manne, die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Ons skryf vandag dat daar homoseksuele mense op die preekstoel is. Dan word vir ons gesê, nee, maar jy word so gebore. As God iets 'n sonde noem, tel jy op nie. As die woord van God sê, dit is verkeerd, dan maak dit nie saak wat die wêreld sê nie. Inteendeel, die wêreld gaan vir ons nog lieg. Om daardie mense wat dit bedrywe, verlore te laat gaan. En hierdie is nie, dis 'n skandelikheid wat weg is en ons verwerp die persoon. Hierdie daad wat die persoon doen, dit is verwerplik. En die wat dit in sy lewe gedoen het, bely dit, lê dit af, en gaan in geregtigheid, en in die heiligheid van God, en in die liefde van God.
En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hierdie woord gesindheid is gedagtes en jou denke. God het hulle oorgegee dat hulle heeltyd hierdie slegte doen, en hierdie is die slegste plek waar 'n mens kan wees. As God met jou op pad gestap het, en jy wil nie hoor nie, en God het jou naderhand, het hy jou pak slaag gegee, en jy wil nie hoor nie. As jy op hierdie punt kom wat God sê, nou los ek jou oor, dan moet jy maar jou gang gaan. Hy los jou oor aan jou slegte denke, jou slegte gedagtes, dan het jy probleme. Dan het jy groot probleme, en daarom is die woord van God, nou, nie môre nie, nie vanaand nie ek wil maar nog een ding nie verkeerd gaan doen nie. Nou, luister wat die woord nou sê. Hy sê, hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, hoerery. Interessant. Wanneer? Luister. Pornografie. Daar is daar vrouens ook. Wat beteken, waar kom die woord vandaan, pornografie? Die woord hoerery in die Grieks is porneia. En pornografie is met ander woorde, dit is 'n afleiding van porneia, wat beteken, dis die uitbeelding van hoerery. Dit is miskien onskuldig wat jy dink, maar dit is die Satanse manier om jou vas te kry. Pornografie is daardie manier van die Satan om jou siel swart te maak. En dit is wat die volgende, hoerery, enige seksuele gemeenskap buite die huwelik, beskryf die woord van God as hoerery. Saam slaap. Jong mense, luister na die woord van God. Saam slaap buite die huwelik is teen die woord van God. Dit is hoerery. En as jy daarmee voortgaan, is jy besig om voort te gaan met die sonde. As julle lief is vir mekaar en julle het 'n verband met mekaar, trou en lewe in die heiligheid van die huwelik, moenie saam slaap nie, moenie saam bly nie. Lewe volgens die woord van God. Prostitusie is hoerery. En daardie begeerte ook, Jesus het gekom en gesê, as jy net die ander man se vrou begeer, het jy reeds in jou hart egbreek gepleeg. Stel jou gedagtes in. Ons kan in ons gedagtes net so teen God. Daar's een man wat gepraat het van, hy is 'n teelkenner. Want sy meisie was baie loer, en as hy in die winkels loop met die hele tyd so geloop, hy ken enige teel. Laat ons dan eerder teelkenners wees, as wat ons oor dwaal. Vir al die getroude mans en vrouens, kyk vir jou huweliksmaat. En dis regheid wat God se woord praat. God se woord draai nie doekies om. Begeertes. Egbreek. Dit is uit. Boosheid, 'n slegte geaardheid, in wese boos, bedink en wens slegte goeders. Gun vir niemand in die lewe iets nie. Dis 'n bose mens, dis die teenoorgestelde, want dis 'n goeie mens. Hoe is ander se getuienis oor jou? Sê die ander mense, as hulle sê, daai man, mens, dit is 'n goeie man. Of nee, verwag niks goeds nie. Dis iemand wat, weet jy wat, die lewe skuld my eintlik kans. Ek is kwaad vir die wêreld. Ek haat die wêreld, ek haat almal om my, daar's niks goeds in die lewe nie. Dis 'n bose mens. Dit is die demoniese ingesteldheid wat 'n mens vernietig. Ek het een gewis. Nee, hebsug. Daardie dors vir geld, daardie dors vir rykdom, daardie bodemlose put van ek is net tevrede, ontevrede met wat ek het. Ek kom net nie, ek kry net nie daardie dat ek nou genoeg het nie. Wil net altyd meer hê, net altyd meer hê. En wil altyd hê wat ander het. Kyk hy mooi kar, kyk hy mooi klere, kyk hy mooi hare. Ek is nooit tevrede met wat God vir my gee nie. En baie keer is hebsug net omdat 'n mens 'n vertoning is. Ek wil net 'n vertoning, ek wil hê ander moet dink, ek is daar moeilik. Ander moet dink, kyk hierso, ek is daar maar right nie. Hebsug vernietig die siel, want wat is die kern van hebsug? Ek sien nie God se genade. Ek sien nie God se seëninge in my lewe nie.
Ek wil meer hê, ek is nie tevrede met wat God vir my gee nie. En dit is die kern van hemse. Ondeug. En vir die wat nie weet wat die woord bestaan nie, ondeug beteken net jy sleg. Jy is net eenvoudig sleg. Dis die teenoorgestelde van deugsaam of goed. Dis iemand wat net negatief is die hele tyd. Ondeug van 'n kind, praat ons van 'n stout kind, is 'n kind wat nie vir sy pappa en mamma wil luister nie. Hierdie groot woord, ondeug. Mamma weer vir jou sê, jy lewe nou in ondeug. Dis hierdie woord, né? Stout. Goed vir niks. Word is altyd daai ene, daai maatjie. Moenie saam met daai maatjie speel nie. Daai maatjie is 'n teken van ondeug. En ek moenie daai maatjie wees wat ander pappas en mammas sê, moenie saam met daai maatjie gaan die oes. En net so is ons die ene wat ons vriende verlei. Kom ons gaan gou na hierdie partytjie. Kom ons gaan by hierdie kroeg in. Kom ons gaan gou hierdie onklede dansery in. Kom ons gaan doen dit, ons gaan doen dit. As jy die voorbok, as dit kom by stoutigheid, ondeug, is deel van die dood. Dis die vrug van die dood. Neidigheid, ook 'n groot woord. Neidigheid beteken dat ek wens die hele tyd sleg te verander. Ek wil hê, daai maatjie moet val, daai maatjie moet seer kry, daai maatjie moet nie dit net gebeur. Ek wil hê hy moet nie so lekker lewe hê. Ek gun verander niks in die lewe nie. En dan gaan dit nog erger. Neidigheid beteken ook dat jy aktief iets doen om 'n stokkie voor 'n ander se geluk te steek. Man, as ek dit nie kan kry, dan gaan jy dit nie kry. As ek dit nie kan hê nie, dan gaan jy dit ook nie kan kry. Dis neidigheid. Dis om so jaloers te wees, dat jy gun dit nie vir ander nie. Nee, wat is die vrug van die Gees? Ons is dankbaar saam met iemand anders wat iets moois het. Maar nee, neidigheid, dis die vrug van die dood. Iemand anders moet tog net nie sukses hê nie. Iemand anders moet tog net nie mooi wees of oulik wees of slim wees nie. As ek jaloers, ek wil nie hê daai persoon moet hê nie. Moord gaan nie net om iemand dood te maak nie. Moord kan ook wees dat ons woorde wat ons praat is die hele tyd dood. As ons die hele tyd slegte goed sê, ons vloek die hele tyd, ons sê die hele tyd negatiewe goeders, dan spreek ons die dood en nie die lewe nie. Wanneer ek die hele tyd kwaad is vir my broer, wanneer ek iets het teen iemand anders, ek het daai wrok, dan koester jy moord in jou hart. As jy jou broer haat, dan koester jy moord in jou hart. Natuurlik fisiese moord ook. En selfs moord is nie groot genoeg om nie vergewe te kan word deur Christus nie. Maar dan is dit nou, dan sterf jy dit af, ek gaan nie voort om dit te doen. Vernietiging van 'n ander se siel, om die hele tyd slegte goeders vir mense toe te gee en in te trek, slegte goed, verleiding tot verderf. As iemand op die goeie pad wil wandel, nee, kom ons gaan nie so. Net soos die ou slang daar in die tuin van Eden. Twis, iemand wat die hele tyd stry oor alles, wil die hele tyd met almal, is net skuins en dwars, stry ter wille van stry. En is daai ene wat so, en dit is maklik om te sê, nou dink ek aan daai een, nou dink ek aan daai een. Kyk in die balk in jou eie oog. Is ek ook so? Is ek iemand wat, dit het niks met my te doen nie, maar daar lê 'n hond in slaap en ek gaan trek sy oor. Daai saak het niks met my te doen nie, maar ek hou van drama. Ek hou daarvan, want my lewe is te saai. Ek soek 'n bietjie drama in my lewe, nou gaan trek ek slaap aan die honde se ore. Nou gaan sit ek my in 'n situasie waar ek kan beklei met ander mense. Kinderstories, maak stories op. Twis is deel van die vrug van die dood. Bedrog, bedrieg, speel met die waarheid, daai ou wit leentjies, geslepe, dans met die vader van die leeu. En die standaardinstelling is lieg. As iemand vir jou iets sê, het jou huiswerk gedoen? Ja, mamma. Maar sy het nie gedoen nie. Jou hande gewas? Ja, mamma. Ja, papa. Maar sy het nie hande gewas nie. Het jy daai werk gedoen? Vra jou baas. Ja, ek het gedoen. Nie gedoen nie. Hy het werk gedoen. Wit leuns maak ons kanse weg om
ons vat 'n happie van daardie appel van die dood. Lewe alleen, afgestomp. En die ding is, hoe meer jy daar in die bedrog lewe, hoe meer jy daar in die lewe, hoe meer jy met wit leentjies, daar is so iets soos 'n wit leenie. 'n Leen is 'n leen. Klein of groot, is 'n leen, jy lief. En hoe meer jy dit gaan oefen, en hoe meer jy die leen gaan eet, hoe meer gaan jy die vrug van die dood in jou lewe ervaar, en hoe meer afgestomp gaan jou gewete raak om jou te sê, jy maak droog. Jy later aan verloor die trek met wat is waarheid in lewe. Kwaadaardig, letterlik slegte ethos, om 'n slegte mens te wees, verrotte aard, nuusdraers. Nou die interessant met hierdie nuusdraers is daar's een teks variant wat dit in die een Griekse teks wat dit voorgekom het en die res kom dit nie voor nie. Maar die 53 vertaling het hulle beide nuusdraers en kwaadsprekers wat eintlik dieselfde Griekse woord is. En dit is slegpraters, die Griekse woord daarvan is om te sê, is slegpraters, is mense wat die hele tyd negatief is, wat niks goeds oor ander mense te sê is. En die vraag is weer eens, nie kyk na ander nie. Moenie dink aan nou dink ek aan my, dink aan jouself, is ek so. Kwaadsprekers, praat ek die hele tyd sleg van ander, skinder ek die hele tyd, praat ek agteraf praatjies, laster ek, sê ek mense sleg. Hou ek daarvan, as ou my sê, man, dan roer ek vir hom. Ek sê vir hom dat die siel nie kan afwas nie. Jy daas vir die dood. Dit is deel van die werk van die vlees. Godhaters. Dis 'n demoniese, sataniese, aktiewe haatgod. Hierdie het ek gekry terwyl ek dit gedoen het. Op Facebook is daar 'n groep, I hate God. Nou genadiglik hoop ek, die feit dat die mense in die kerk sit, is jy nie 'n Godhater nie. Maar het ons vriende? Het ons mense wat Godhaters is? Geweldenaars. En dit van die Griekse woord sê ook, dis mense wat beledigers is, mense wat verwaand is, wat ander spot, ander verneder, mense seermaak, wat daarvan hou. Man, jy het die vermoë om net so 'n knypie in te kry, wat jy weet om daai mes in te steek, net op die regte plek, om iemand seer te maak. Jy dans vir die dood. Trotsaards, want waaroor gaan dit? Ek is so trots, kyk jy, ek het dit gedoen. Dis God wat jou genade gee om dit te kan doen. Trotsaards, grootpraters, ek hou daarvan om te spog, kyk jy so, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, in plaas daarvan om God te dank wat die genade gegee het, wat die gawes gegee het, dat ons dit kan doen. Is jy mooi, is jy slim? Wonderlik, jy hoef dit nie weg te steek nie, maar dank God daarvoor. Dank God vir die genade in jou lewe. Is jy reg? Dit is nie jou te doen nie. Het jy goed gedoen met jou besigheid? Dit is nie jy nie. Dit is God wat jou geseën het. Dit is God wat daardie genade aan jou gee. Uitvinders van die slegte. As 'n mens gaan kyk in die geskiedenis, die wreedhede van die mense wat hulle alles gedoen het. Ongehoorsaam aan die ouers. Kinders, luister weer eens hier, né? Ongehoorsaam aan die ouers. Paulus spreek spesifiek dit aan. Dit het deel geword van ons milieu, dat die ouers, die kinders sê wat hulle wil vir die ouers. Daar is geen respek meer vir die ouers nie. Onverstandig, sonder insig, dwaas, nie die vermoë om self te kan dink nie, as ons maar kyk hoe ons mense slaafs geword het in die media, wat die media sê, amen. As hulle sê van die COVID-inspuiting, amen, kom ons vat hom. As die media sê, gaan doen dit, dan gaan doen ons dit. As die media sê, hierdie ou is sleg, hy is sleg. Want ons het insig verloor. Want ons lewe nie in wysheid en in die gees nie, maar ons lewe in die gees van die wêreld, ons lewe in die vleeslike. Ontrou kan mens net begin. Daar's nie meer 'n trouheid in die huwelik nie, daar's nie meer trouheid vir 'n volk nie, daar's nie meer trouheid in families nie, daar's nie meer trouheid van kinders en vriende nie. As ons deesdae sê, om daar iemand te kry wat betroubaar is, jy moet gaan hard soek, is dit nie 'n verskriklike ding. Daardie dae wat jy 'n kontrak moet sluit met 'n handdruk oor 'n draad. Daardie dae is verby. Nou is dit kontrakte wat net so min werd is. Sonder natuurlike liefde. Daar's nie meer natuurlike liefde nie. Daar's nie meer liefde vir 'n man en 'n vrou nie. Daar's nie meer liefde vir 'n man en 'n kind en 'n kind en 'n ouer. Daar's nie meer liefde van verskillende geslagte nie. Daar's nie meer liefde vir jou eie nie. Dis die Griekse woord is daar
dit beteken sonder natuurlike liefde. Dit is natuurlike liefde, is liefde vir jou eie. En liberalisme is aan die orde van die dag, waar hulle lief is vir allerlei ander goeders, alle vreemde goed, alle snaakse goeders, maar liefde vir jou eie, nee. As daar iemand is wat onderdruk kan word, is dit iemand wat konservatief is, jy kan hom maar haat. As daar iemand wat so beginsels is, jy kan hom maar spot. Maar alle vreemde goeders en alle droggoeders, nee, o genade, jy moet so saggies wees, jy moet verdraagsaam wees. Was daar nou iets polities korrek? Nee, jy moet lief wees vir jou eie. Jy moet lief wees vir jou geesgenote. Mense wat dink en glo soos jy. Onverzoenlik is mense wat eenvoudig so hard is. So harde hart is, dat hy net met niemand kan gaan. Onverzoenlik. Daar's nie vrede wat besluit nie, en bewaar jou, as jy hierdie persoon een keer gekrap het, dan gaan daardie maar so in jou roer. Is ek so. As iemand my geroer het, as iemand iets vir my gesê het,